Hierdie is 'n ware verhaal. 'n Man gee sy hart vir die Here in ons huis in die jaar 2016. Hy wil sy vrou skei, hy wil alles doen. Hy gee sy hart vir die Here. Ons doen 'n bevryding met hom. Dryf duiwels is uit uitgedryf. Die Here maak ons skoon, totaal en al, maak ons skoon, totaal en al. Hy en sy vrou kry die eerste, nee, hy het nie 'n fight gehad nie. Hy en sy vrou kry net so onder onsie, klein onder onsie, en hy soen groet haar en hy gaan werk toe. En hy kom by die werk en hy kry 'n promosie by die werk. En vandag loop sy vrou met hierdie selfverwyd binnekant, as hy het self in hierdie kettinge gesit. Hy bel sy vrou, hy sê, vrou, ek wil huis toe kom, ek wil goeie nuus vir jou gee. Sy vrou sê, ek wil nie met jou praat nie. Want ons het 'n onder onsie gehad, want jy kan nie erken as jy verkeerd is. Hy het net sy hart vir die Here gegee, hy moet leer. En op pad huis toe is hy 'n ongeluk oorlede. 'n Lorry ry hom van sy motorfiets af. Vandag sit daai vrou met 'n ketting weens onvergewensgesindheid teenoor haarself. Onvergewensgesindheid. Die woord van die Here sê in Matteus 6 vers 14 en 15, skryf dit neer. Hoofstuk 6 vers 14 en 15 sê, as jy nie ander kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So met watse ketting wil jy loop? Ek wil nie nou preek nie, ek gaan regtig nie preek nie, my stem gaan dit eers toelaat nie. Skryf neer Romeine 8 vers 9 tot 11. Ek gaan vir jou so 3 teksverse gee. Efesiërs 2 vers 21 tot 22. En 1 Korintiërs 6 vers 19. As jy in die vlees is, kan jy God nie behandel nie. Wat beteken dit as ek in die vlees is? As ek aanhou met die sondige dinge. As jy in die gees is, dan behaag jy God en jy die wêreld oorkom. Skryf daar so Matteus 28 vers 19. Ek gaan nou teruggaan na hoe ek wou gehad het jy moet weet wie God is, sodat jy verstaan wat jou doel op aarde is. Jesus Boeta. Efesiërs 2 vers 21 tot 22. En dan is dit 1 Korintiërs 6 vers 19. Is julle saam met my? Skryf gou daai teksvers neer. Romeine 8 vers 26. Kom aan. Gaan ons altyd foute hê? Gaan jy foutloos wees omdat jy 'n kind van die Here is? Nee. As jy sonde doen, wat moet jy doen? Jy moet dit dadelik bely. OK. Nou kyk gou vir my. Alles wat ek hier inneem en alles wat ek hier inneem, produseer hier. En ek kyk en as dit by my hart kom, het ek 'n probleem, want die Here sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En sodra ek die daad doen, beteken ek het swangerskap gegee, nou gaan ek geboorte gee. Deur net na 'n vrou te kyk wat nie jou vrou is nie, en jy maak 'n ligsinnige grapie om te sê, sy kan maar haar skoene onder my bed sit met 'n verkeerde doel, het jy egbreek gepleeg in die oë van die Here, sonder dat jy nog aan haar gevat het. Jy het nie mag op 'n ander vrou se liggaam nie, want haar liggaam behoort aan haar man met wie sy moet trou, nie aan jou nie. Net so behoort jou liggaam nie aan 'n ander vrou nie. Jou liggaam behoort nog aan God en eers aan die man die dag as jy met hom trou. So as jy nou 18 jaar oud is, dan sê jy, nou kan ek doen wat ek wil. My jongste dogter Caroline het nou 18 geword maandag toe ons op die toer gaan. En ek het vir haar klaar op die tafel gesê laas naweek, jy moet nou pappa mooi verstaan. Jy het nog nie genoeg seggenskap nie. Die dag as jy jou kop neerlê, kan jy sê, Here, dankie dat U die seggenskap oor my hele liggaam gehad het. Skryf ge Romeine 8:26. Wanneer ek tot swakhede is, kom die Heilige Gees tot my hulp. Skryf dit uit kort en kragtig. As ek nie meer weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir my in by die Vader wat om te bid. Alright. So nou gaan ons terug na Matteus 28 vers 19 en Markus 16. As jy jou Bybel hier so het, kom ons gaan gou Markus 16 vers 15 lees. Oom Dion het hom nou afgesluit. Ek het gedink ek gaan hierdie gedeelte vir julle insit. Hoekom is jy op die aarde? Nou gaan ons gou fokus daarop. Kom ons gee so 20 minute. Jy is hier om siele te wen.
Jy is deel van die plan van God, dat mense kan vrykom van sonde. Want as jy nie die spreekbuis is nie, wie gaan die spreekbuis wees? Die klippe. Hoe vernederend moet dit wees as die klippe moet begin vertel wie Jesus is? Hoe vernederend gaan dit wees as jy stil bly en 'n kind kom en hulle vertel wie Jesus is? Daar by ons in ons gemeente, hulle sit nou hierso. Ons het 'n lekker uitreikspan. Ons wou vir julle kom sing het, maar ons was bietjie moeg. OK. As ons 'n gees uitdryf, wil die hele kerk 'n gees uitdryf. En ons het so 'n klein mannetjie daar by ons in die kerk wat 'n gees kan uitdryf en hy's nie bang nie en hy praat hom en hy vat hom aan en hy dryf hom uit. Klein mannetjie. Hierdie kind het autoriteit want hy's lief vir Jesus. So jou doel op aarde is om die evangelie te verkondig. En wanneer jy in ketting sit, steel die duiwel van jou. En hy steel nie net van jou nie, hy maak jou dood ook. Geestelik en liggaamlik. 10 jaar later as jy terugkyk en sê, wat het ek met my lewe gedoen? Hoekom het ek nie gegroei nie? Want ek loop met kettings en vloeke. Kom ons kyk gou wat sê die Here, as jy daar saam met my. So wat was die opdrag? Gaan dan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan wie? Die ganse mensdom. Sê bietjie ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop. OK. So die opdrag is, ek en jy moet gaan en ons moet gaan die evangelie verkondig. Is dit so? En dan sê hy, as jy glo, moet jy jou laat wat? Is julle al klaar gedoop, almal van julle? Prys die Here, ek sal glo julle is, ek sal sien, rooi is gaan seker maak julle is gedoop. So julle is gedoop. Nou wat sê die Here, moet jy volgende doen? Hy wat, gaan en laat jou doop, en as jy gedoop is, sal jy gered word. OK, en dan sê die volgende, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En dan sê hy volgende, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sê bietjie tekens. Ek het dit nie hoor. Dit is by Pieter. Ekskuus. Hulle sal hierdie tekens volg. Sê tekens. In die naam van die pastore sal ons duiwels uitdryf. O, ekskuus, ander Bybel. In die naam van die bishop. Staan dit so in jou Bybel? In die naam van die profete sal ons dit doen. Ekskuus, in die naam van pastoor Rian sal ons dit. Staan dit so in jou Bybel? Wie is die grootste autoriteit? Wie is? Jesus. Nou luister gou baie mooi. Hy sê die volgende, hy sê, en in die naam sal hulle wat uitdryf? Duiwels. Mense glo nie meer aan duiwels nie. Kerke glo nie meer dat mense hierdie goed het nie. Hulle sal nou sê, daar's fout by daai kerk is met duiwelse goed betrokke, hulle gee net die duiwelse lerings. Hoeveel duiwels sit saam met jou aan 'n tafel en eet wanneer jy by die huis is? Jou pelle. En ons laat toe, dat mense so vuil deel die lewe gaan. Kom ek vra jou 'n ander vraag. Wat is volgende wat sal gebeur? En hulle sal met wat spreek? Nuwe tale. Sê bietjie nuwe tale. Het jy al jou gawe ontvang van die Heilige Gees? Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal jy wat doen? Sal jy wat doen? Jou hande lê en wat gaan gebeur as jy dit doen? Wat moet ek doen om seker te maak hierdie kan gebeur? Ek moet repent van my sonde wat my doodmaak. Ek moet my kruis opneem. Ek sterwe. Ek leef nie meer nie. Ek sterf in Christus. Dis hoekom jy gedoop is. Ek staan op in Christus en ek ontvang die werkinge van die Heilige Gees, die gawes van die Heilige Gees. Ek is die wessel wat sê, want die Here sê in Romeine, hy sê, so moet julle godsdienstige lewe wees. Wat moet wees? Dat my liggaam 'n welgevallige offer is, sodat ek die groot werk vir God eendag kan gaan doen.
'n jong dogtertjie. Sy is baie jonk. 'n Jong meisie. Haar pa het haar verkragt menige manne. Sy is gesaboteer by die skool. Sy wou nooit trou nie. Sy het glad nie kans gesien nie. Sy wou nie weet van Jesus. Sy wou nie weet van 'n kerk nie. Sy wou nie kerk toe gaan nie. Want haar pa is die predikant. En die pa het haar seer gemaak. Daarom het sy nie geglo in God die Vader nie, want sy voel, 'n aardse vader het seer gemaak. Wat sal God die Vader aan my doen? Maar toe sy besef dat die Vader in die hemel is anders as die Vader van haar of haar pa. En sy kan net vir een sê Vader en dis Abba Vader in die hemel. Toe sy agterkom haar pa op aarde is nie dieselfde as haar pa in die hemel nie. Hierdie is 'n ware verhaal. En sy kom by 'n tieneraand en sy gee haar hart vir die Here. Hierdie was baie jare terug. Baie. Ek was nog eers gebore. Hierdie is nou eintlik van 'n tannie se verhaal wat ek vir julle vertel. Soos 'n klein dogtertjie in die kerk waar ek nou is. Sy het haar hart in daai kerk vir die Here gegee. Toe haar pa siek word, wou sy van hom niks weet nie. Haar hele lewe val uitmekaar, sy kry kanker, sy raak siek, want sy kon nie vergewe nie. Die tannie bly nou in die Weskaap. Toe sy nie kon vergewe nie, toe raak sy siek. En die Here sê vir haar, luister hierso, ek wil hê, jy moet nou na die man kyk wat jou vernietig het. Hy's bedlend. En sy loop van haar kindertyd af met 'n binding wat haar weerhou. En die dag toe sy in die kerk gaan staan by altar calling en die Here sê vir haar, ek wil hê jy moet hom versorg. Sy sê sy het menige kere kanse gehad om hom dood te maak. Want hy het van haar gesteel. En die eerste aand wat haar pa by die huis is, wat sy doek vir hom moes vervang, val sy op haar knieë. En sy kyk hom in sy oë en sy sê, Papa, ek vergewe jou vir alles wat jy aan my gedoen het. Die eerste aand. En toe sy vryspreek, en sy vir haar pa sê, hoe het sy hom gehaat? Hoe kwaad sy was, soveel kere sy hom wou doodmaak. Was haar woorde gewees in haar eie huis, hoe voel sy hoe die Here kettinge afbreek in haar lewe. Die eerste keer in 35 jaar van haar huwelik, toe begin haar huwelik die eerste keer te blom. Want toe kon sy vergewe. Ons loop met bindings, want ons hou vas aan ons verlede. En jy kort bevryding om vry te kom, jou gisters, moenie bepaal wie jy vandag is nie. Jou keuse van vandag moet bepaal wie jy gaan wees tot in ewigheid, in Christus en Christus in jou. En as jy die wêreld wil wen, gaan jy 'n stap moet vat en sê, Here, I want to be different. Ek was 'n teleurstelling vir my pa. Ek was 'n teleurstelling vir my ma. Ek was 'n teleurstelling vir my broers en my susters. Ek sê jy met 'n mes steek sonder om 2 keer te dink. Ek het niks gevoel gehad vir mense nie. Want mense het toe ek 'n kind was nie vir my 'n gevoel gehad nie. Ek het 'n bekleier geword want ek het goed gesoek om my te voel en my te voed. Ek het plekke probeer vul wat ek nie gevul kon kry nie. Ek het begin rook, ek het by klubs uitgehang, ek het gedansbane gedoen, ek het musiek gespeel, ons het snaakse goed gedoen. Maar ek was honger. Ek het die hele tyd op verkeerde plekke gaan soek.
Ek sou iemand raakloop en sommer sy neus breek, sommer net slaan, sommer net omdat ek gevoel het, ek is lus om my frustrasies op iemand uit te haal. Ek was 13 jaar oud. Toe stap ek na 'n kerk toe en ek het 'n Nike tekkie gehad met so groot gat op my voortoon. En my sokkie het ook 'n gat gehad. En ek het by daai skoen so geloop kerk toe. En ons het 'n groot straat genoem Stytwy en Welkom. En in daardie straat het ek gewag vir die eerste lorry wat verbykom, want ek wou selfmoord pleeg. Want ek was nie genoeg vir my pa mee nie. Ek was nie genoeg vir my ma nie. Ek was nie genoeg vir my familie nie. En daardie aand stap ek na hierdie groot kerk toe daar in Stytwy. By AGS Doxa Stefan 1993-94. En ek stap na daai kerk toe en ek huil en ek sê, Here, as U regtig lewe soos my Bybel, ek het 'n Bybeltjie gehad wat sê Psalms. Hy sê so, ek het hom nou nog, ek wil van hom niks verkeerd weet nie. Hy lê net daarso. Daai Bybel het my geleer wie Jesus is. Was net die Nuwe Testament. Ek het na daai kerk toe gestap en daar was 'n pastoor gewees voor pastoor Fancy daar was, pastoor Arnold Jansen van Rensburg. Hulle het hom Fires genoem. Toe ek in daai kerk stap, stad ek by die 3de sitplek of die bank, 3de, 4de ry, was nog houtbanke. En ek huil. Niemand in die kerk het na my toe gekom en vir my gevra, seun, is jy okay? Kan ons saam met jou bid? Wat pla jou? Niemand nie. Niemand nie. Dit het my gebreek. Ek het nou net geloop en gesê, Here, as U regtig waar bestaan, wys U self aan my, want ek is bereid om enige tyd nou te sterwe. My lewe was genoeg vir my. In 3 minute van die erediens, toe doop die Here my met sy Gees. En ek val so agteroor, en ek praat vir 45 minute in tale. Met 'n mikrofoon wat hulle bo my gehou het. Ek het daai recording. 13 jaar oud. En ek gee my hart vir Jesus. En die profesie gaan uit dat jy gaan vir my werk. Op die ouderdom van 16 moes ek die grootste besluit in my lewe maak. En na die manne wat in die tronk sit te gaan. Ek het sakgeld gemaak op skool met 'n snoepiegeld. En ek het 'n vriend gehad wat so ou Mazda gery het. Hy was al in matriek. Ek was standaard 6, standaard 8, graad 10 vir julle. En daai ouetjie ry my na die tronke toe. Ek het geld gemaak uit my snoepie uit om vir hom petrol te gee, want ek het nooit die vrymoedigheid gehad om vir my pa te vra nie. En hy vat my na hierdie tronke toe. En ek gaan sit met hulle. En ek kyk hulle in hulle oë. En ek moet vir hom sê, ek vergewe jou vir wat jy aan my gedoen het toe ek 'n kind was, toe jy van my gesteel het, toe jy my liggaam uitmekaar getrek het, toe jy my verkragt het. Toe word ek 'n groot man, toe is ek steeds nie vullend nie. Toe loop ek steeds met bindings. Vroumense kan jou nie vul nie, kerels. Mooi kar en baie geld gaan jou nie vul nie. Jou pelle gaan jou in die steek laat, Jesus nooit. Die aand staan ek op 'n dansbaan en ek speel my gitaar. Ek was 'n bekleier. Jy sou nie gewaag het om vir my te sê, jy sal nie op my stage rook nie, ek sou jou wys ek sal rook. Niemand het my 'n storie vertel nie. En daai aand steek hulle een van my beste maatjies met 'n mes voor my. En ek jaag met daai vrou hospitaal toe, ek vergeet van die sound system, ek vergeet my bakkie oop by 'n kruising. Ek spring uit en ek hardloop vir haar. Ek hardloop vir haar. En ek het haar in 'n ander ou se kar en in ons my bakkie aisle en almal, jy kan net daar by ons is rof, hulle steel jou goed man. Hulle maak jou dood vir R10 by ons. En ek jaag na daai hospitaal toe en ek sit 2 ure en ek huil.
En ek vra, Here, hoe lank in my lewe moet ek nog met hierdie goed sit? Ek het dit gedoen, ek het dit gedoen en ek het dit gedoen. En die Here sê, jy leef nog steeds nie tot my standaarde nie. Jy bewaar steeds nie my gebooie nie. Jy is nog steeds nie in die reinigmakingsproses wat ek jou geplaas het om te wees nie. Ek ry daai oggend huis toe, 3:00 die oggend. Ek het so ou polootjie gehad. So swart polootjie, daai met die boot. Hy lyk soos 'n halwe brood. En ek het sulke speakers in en ons het dromme in. Ek sit so teen die stuurwiel, so. Daar's nie plek vir 'n muis nie. Ek is al getroud. Ek het al 2 kinders. Ek's 24 jaar oud. En ek ry. En ek kom van daai hospitaal af en ek sien hoe iemand voor my gaan doodgaan vir wie ek lief is. En ek hoor hoe die Here vir my in my hart sê, Rian, as jy vandag doodgaan, waartoe gaan jy? En ek skrik my yskoud en ek stop my kar teen so heuwel. En ek klim uit, ek wil weghardloop, ek wil nie met hierdie goed te doen hê nie. En ek gaan lê op my maag soos Dawid gelê het. En oor daai bult kan enige, dis 'n swaar voertuie ry hierdie pad. Elke 3-4 minute, 5 minute kom op, daai aand kom maar niks verby nie. Ek lê van tussen 'n halfuur en 45 minute. My trane was 'n swart teerpad, silwer skoon. Wat ek voor God reggemaak. Ek het pelle gehad wat my weerhou het van die Here. Ek sou Sondag kerk toe gegaan het. Ek sou 'n orkes gelei het. Pastore moet dit nooit doen nie. Nooit doen nie. Vra my, ek was daai ouetjie wat die bindings gehad het binne in die orkes. Ek was daai ouetjie wat die bindings gehad het binne in die orkes. Want ek het vir die wêreld gespeel en gesing en môre wil ek vir Jesus sing in die kerk. Ek maak daai oggend 3 ure besluit in my lewe. Ek sê, Here, vat my weg en breek kettinge in my lewe. Ek kan nie meer nie, ek is empty hier binne. Daai Sondagoggend, toe maak die Here my liggaam skoon van elke onrein gees. Alles wat besluite geneem het vir my, wat ek gevolg het, ek het hom net gevoed. Dis al wat ek gedoen het. Ek het daai geeste net gevoed. En die Here vat my weg vir amper 2,5 jaar en ek gaan werk op 'n eiland waar ek my vrou en my kinders nie sien nie. En ek maak my saak met die Here reg. Toe ek terugkom, toe kry ek 'n profesie, ek moet in die ministry gaan werk vir die Here. En hier staan ek vandag. In die 20 jaar ministry het ek foute gemaak. Jy kan nie God dien en Satan nie. Hoor wat hierdie oom vir jou sê vandag. Jy kan nie. Jy werk met siele. God se eiendom. Jy kan nie skade aan siele bring nie. Jy gaan voor God staan. Ek was daai man gewees wat skade gebring het. En jy wat hier sit vandag, gaan ek vra. Toe die Here my vrymaak, het hy my waarlik vrygemaak. Vandag is ons deel van die genesings- en bevrydingsdienste. En net die Here kan dit doen. Ek kan dit nie doen nie. Maar ek het besef, die Here kom in sy woord en hy sê, as ek enige iets van hierdie dinge by jou vind, in Deuteronomium 28, vanaf vers 16, as jy nie die gebooie van God nakom nie, sal vloeke jou tref. As jy die gebooie van God nakom in Deuteronomium 28 vers 1 tot 15, sal die guns van God jou volg al die dae van jou lewe.